Ons is terug by die woord van die Here en ons wil in ons tyd bly vandag, so ons wil dadelik begin. Ek is besig met u om in die wintermaande te praat oor die winters in ons lewe, soos dit in my hart wakker geword het en soos ek nou gaan oplees en 'n bietjie navorsing doen, het ons by sulke kosbare geleenthede stilgestaan en ek gaan nie herhaal nie, alles is op YouTube, u kan dit daar gaan kyk, u kan ook die opname by my kry. En u wat die PowerPoints kry ook die PowerPoints. U kan dit natuurlik ook kry. Maar ons het gepraat in eerste plek oor Josef, die leeu van onreg, die winter van onreg. Baie belangrike preek gewees. En dan het ons gepraat oor die winters van die lewe in Rut se lewe. Die winter van verlies. Was ook 'n baie besondere boodskap wat met baie van ons gepraat het. Tot ons laasweek gepraat oor Elia en die winter van moedeloosheid. En ons het daaroor bietjie met u gepraat, vriende, dat ons daar mag kom. Maar ons mag nie daar bly nie. Die Here het vir ons nog gewys hoe dit ons doen. Nou gaan ons vandag voort en ons gaan kom by ons volgende ene, vriende. En ek gaan vir julle lees uit Matteus hoofstuk 11, die eerste 11 verse. En toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disippels te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus, en 2 van sy disippels gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en krepeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaan en Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om die woestyn te aanskou, riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien, 'n man met sagte klere aan, kyk die sagte klere in die huise van konings? Maar wat het julle uitgegaan om te sien, 'n profeet? Ja, ek sê vir julle, ook baie meer as 'n profeet. Want dit is hy wat van wie daar geskrywe is, kyk ek stuur my boodskapper voor julle, voor die aangesig, wat u weg vir u sal regmaak. Vers 11, voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen een opgestaan wat groter is as Johannes die doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Is dit nie mooi nie? Wat 'n pragtige stukkie skrif. Nou vriende, ek gaan met u praat na aanleiding van vers 3. Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander verwag? En ek gaan met u praat, vriende, oor die winter van twyfel. Die winter van twyfel. Nou vriende, ons weet maar te goed en ons verwag ook die winters in baie opsigte. As jy kinders het en hulle word groter, dan weet jy daar kom 'n winter van bekommernis. Jy hoef nie te wonder nie. In ons omstandighede van ekonomie en die politiek is daar heeltyd omstandighede wat onseker is. En dit is winters wat ons verwag. Wanneer ons in hierdie wêreld verlies ly, wanneer hulle van ons steel, ons mense te nakom of self vermoor, ons verwag hierdie goed, want dit is die storms en die winters wat so oor ons pad gereeld kom. Maar vriende, dan kom maar soms 'n storm wat ons nie vra nie. Soms 'n storm wat ons nie beplan nie. En luister baie mooi. 'n storm waaroor ons nie graag praat nie. Ons praat nie graag oor my twyfel nie. En juist daarom wil ek vandag bietjie met u kom praat oor hierdie twyfel wat ons by hierdie Johannes raakloop en kyk wat dit beteken. Nou kom ons begin te sê, kom ons dink bietjie aan 'n woord soos leer en leer. Hoeveel gebruike kan u aan leer en leer koppel? Ek klim op die leer. My vrou se kous leer. Die kinders in die skool leer. Hy is 'n permanente lid van die Suid-Afrikaanse leer. Sien jy dieselfde woord? Nou twyfel is dieselfde, vriende. Twyfel kan oor 'n paar aspekte hanteer word. Ek gaan vir u hoofsaaklik 2 doen. En ek gaan praat oor Johannes se twyfel. En dan gaan ek praat oor die twyfel wat Jakobus aanspreek om te sê, as jy hierdie goed twyfel, moet niks van God verwag nie.
Moet niks verwag nie. Nou is die vraag, as ons praat van twyfel, ek sê daar is twee duidelike twyfels. En die een gaan ek nou wys, kom ons noem die Johannes twyfel teenoor die Jakobus twyfel. Die twyfel wat Johannes hier het, is meer as 'n twyfel, dis 'n worsteling met God. Dis iets wat hy mee worstel. Hy het die Here lief. Hy doen die werk van die Here, maar hy worstel met God oor sekere sake. Maar die twyfel waarvan Jakobus praat, is die ongeloof in God. Ja, ons bid, maar ons glo nie. Ons verwag nie. Dis ongeloof. Moet niks van God verwag nie. Dis wat twyfel daar beteken. Kom ons gaan nog verder. Hierdie twyfel wat Johannes bely in Matteus 3, bring ons nader aan God. Maar die twyfel waarvan Jakobus praat, vat ons al verder weg van God. Sien jy die verskil tussen twyfel? Die twyfel van Johannes is 'n twyfel van ek sukkel om te verstaan. Ek sukkel om hierdie prentjie my eie te maak. Teenoor ek glo nie en ek vertrou nie. Sien jy die verskil? Die een twyfel wat Johannes hier opbring, dryf my na Jesus. Die twyfel waarvan Jakobus praat, dryf my weg van Jesus. In die laaste plek sê ek, die twyfel van Johannes dryf my na my knieë. Die twyfel waarvan Jakobus praat, dryf my op my voete soos ek wegstap met my rug van die Here af. Ek wil sê, my twyfel van Johannes bring my gesig na God toe. Maar twyfel waarvan Jakobus praat, gee my rug vir die Here. Samevattend kan ons dit so stel, vriende, dit is 'n winter van twyfel, dit is nie 'n twyfel van iemand wat God verwerp het nie. Dis ook nie twyfel van iemand wat sy rug op die Here gedraai het nie. Dis 'n worsteling van 'n gelowige wat God liefhet, maar wat hom en sy omstandighede nie verstaan nie. Nou, daar is 'n klassieke voorbeeld in die Bybel, vriende. Jy lees daarvan in Markus hoofstuk 9. Maar hier is 'n man wat sy kind wat met 'n demoon beset is na die disippels bring en hulle kon hom nie uitdryf nie. En dan kom hy so half in desperaatheid na Jesus toe en hy kom sê vir Jesus dat hier is my kind en hy het 'n probleem en ek het u vertrou deur die disippels, hulle kon dit nie doen nie en nou kom hy na Jesus toe en dan gaan sak op sy knie en as Jesus glo jy en kyk na sy woorde. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Daar is die twyfel van Johannes. Ek glo Here, maar kom my twyfel te hulp. En dis waarby ons vanoggend so 'n bietjie wil stil staan, vriende, omdat hierdie winter meer as gereeld my deel is, jou deel is, jou deel gaan bly, jou deel gaan wees, want dit is wat dit is. So kom ons kyk so in 'n kort gedagtes na hierdie winter van twyfel. In die eerste plek vra ons die vraag, wie is die man wat hier twyfel? Wie is Johannes wat ons lees hier in Matteus 3 en jy lees dit in al die evangelies? Wie is hy? Nou vind ek, kom ek gee vir jou 'n kort CV. Julle wat die PowerPoint skry of aanvra, sal nou baie dit kan geniet. Maar kom ons kyk mooi, hy sê, dis sy geboorte is wonderbaarlik aangekondig deur 'n engel. Daar iemand se geboorte wat hy aangekondig het deur 'n engel? Nope. Hy is met die Heilige Gees gevul van die skoot van sy moeder af. Hy was familie van die Here Jesus. Ek gaan nie al die detail herhaal nie. Hy het Jesus eers herken. Hy is die vervulling van die Ou Testamentiese profesie. Hy is die voorloper van die Messias. Hy is 'n man van afsondering, 'n kragtige prediker. Hy het Jesus gedoop. Hy het Jesus openlik as die lam van God aangekondig. Hy was nederig. Hy het vir die waarheid gesterf. Wie twyfel hier? Wie worstel met sy geloof? Johannes, die geloofsreus. Ons lees oor Johannes en daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Nou kan jy sy werke gaan lees in Matteus 3, hoe hy nou uitgaan en hierdie boodskap bring, 'n boodskap van
bekering, 'n boodskap van lê af die verkeerde. En hy is radikaal in sy prediking. Hy spaar niemand nie. Hy staan terug vir niemand nie. Hy's geroep deur God. Hy's God se man vir die tyd. Hy berei die weg vir Christus voor. Dis die man. En so op die einde van Matteus 3 lees ons daar die wonderlike woorde, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. En met eens gaan die hemele oop, en hy sien 'n duif van God, soos op hom neerdal soos 'n duif. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Wie sien dit, vriende? Wie hoor dit? Wie bely dit? Wie die doopie bedien? Wie is so besonder dat hy God hoor en sien in die gestalte van die duif? Dit is Johannes. Hy wat twyfel. Dis Johannes wat die vraag hier vra. En as jy nou gaan deurlees, vriende, dan kom jy op 'n plek waar hy die geweldige uitspraak maak wat ons so lief is om te doen. En ek gaan altyd terug na 'n dag toe in die klas, toe een van die dosente vir ons vertel het, toe ons oor die doopsituasie kom en hoe mense die doop gebruik om mense te wil hel toe vat of hemel toe te kom vat, toe vertel hy ook jare terug hoe mense met die Pinkster tente getrek het en hoe hulle predikante aanvat wat nie doop soos hulle nie, en hulle kom ook by 'n swart predikant van ons kerk wat besig is om te werk daar in die veld, en hulle sê vir hom, maar jy moet gaan doop soos ons daar in die rivier, jy moet dit gaan doen soos ons doen. Toe vra die swart predikant, ek gaan julle net een ding vra, antwoord net vir my die een ding. Toe Johannes daar gedoop het met water, of hy nou buite staan het of binne die water, maak nie saak nie, hy sê, ek gaan jou net een ding vra, wat het hy gesê toe Jesus aankom? Kyk nou mooi wat sê hy. Het hy gesê, hier is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, verwys aan die water? Of het hy gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem? Maak die onderskeid duidelik. Jesus maak die verskil. En dit is die uitspraak hoe ons hom onthou. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Vriende, ons kan baie hare kloof oor hoe gedoop is en hoe nie gedoop is nie. Dit is nie die kwessie op die tafel nie. Moenie laat mense jou mee sleur hiermee nie. Moenie hiervoor val nie. Ons fokus op Christus Jesus. Hy is die stem wat roep in die woestyn. Maar vriende, nou lees ons oor 'n verandering van rad. Ons lees hoe hierdie kragtige prediker daar in die woestyn, ons lees nou hoe hy in 'n ander rad kom. Ons lees nou hoe sy omstandighede verander. En hoekom verander sy omstandighede? Vriende, net hieroor. Hy het as man van God sonde aangespreek. En hy staan hier voor koning Herodes, wat sy broerskind of sy broer se vrou gevat het en sy eie gemaak het, met haar dogter. En hy sê vir hom, dit wat jy doen is verkeerd. Hy spreek die sonde van hierdie koning aan, en hierdie vrou wat so skuldig is aan, haat vir Johannes. Sy haat dat hy die waarheid praat. En sy het in haar hart begin opneem, hoe kan sy hom doodmaak? Hoe kan sy haarself vergeld? Ons lees van koning Herodes was maar in 2 plekke. Hy het 'n geweldige respek gehad vir Johannes, wat hy geweet wat Johannes doen, maar aan die ander kant het hy die Delilah gehad, en aan die ander kant het sy oor fluister. En ons ken die verhaal, vriende, dat een aand het die meisietjie vir hulle gedans, en die man was in beswyming oor die meisietjie wat gedans het, en hy sê vir haar, wat kan ek vir jou doen, net wat jy wil, en dan maak hom fluister na oor, Johannes se kop. Dis hoekom in die tronk sit. Hulle hom in die tronk gehou, aanvanklik om hom stil te hou, dat hy nie die paleis so omkrap nie. Maar toe het hierdie vrou die geleentheid gesien, terwyl hy in die tronk is, om hom regtig te na te kom. Johannes sit in die tronk. Sy hele situasie het verander. Nou as jy die boy gaan lees, vriende, in Matteus 11 lees jy sit in die tronk, waar hy die vraag nou vra. Maar eers in Matteus 14 verduidelik hy vir ons, hoekom sit hy in die tronk? Want jy sien, Markus het nie geskryf soos dinge geloop het nie, hy skryf 'n verhaal, en dan gaan hy verder, dan vertel hy vir jou hier in Matteus 14, wat het aanleiding gegee na Matteus 11 toe. So dis hoekom hy in die tronk sit.
En daar verander sy omstandighede heeltemal. En nou wil ek net hierdie paar woorde sê, kyk mooi, wanneer 'n mens besig is, dink jy nie altyd diep nie. Dis waar, né? Maar wanneer jy alleen is, wanneer die nagte lank word en die dae stadig verbygaan, begin jou gedagtes met jou praat. Dan onthou jy dinge. Dan wonder jy oor dinge. Dan begin vrae opkom wat jy nooit tevore gevra het nie. Is dit waar? Help gou vir my. Ja. Solank ons bedrywig is en kan aangaan en kan van oggend tot aand werk, maar sodra die donker kom en sodra die winters van die lewe kom en sodra daar omstandighede kom, en ons het baie gesê in ons eie lewe, as die son sak en die hekke word gesluit en die fone word afgesit en die lyne raak stil, is jou pyn nie weg nie. Jou pyn is nog net so intens soos altyd. Nou is dit net jy en jou gedagtes en God. En is in daai situasie, vriende, waar ons nou die punt 2 optel, en dis Johannes in die tronk verander nou van sy perspektief. Het jy nou die eerste prentjie? Wie is Johannes? Hierdie magtige profeet, wat voorspel is in die profete boeke, wat hierdie radikale boodskap gehad met 'n radikale lewenswyse. Nou kom ons op punt 2 en ons sê, maar sy omstandighede het verander en het verander sy perspektief. Sy perspektief. Dieselfde man sit nou in die tronk en kyk wat vra hy. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disippels gestuur om hom en gesê, is hierdie een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? So wat gebeur hier? Vriende, hy hoor. Hy is in die tronk. Sy disippels, so sy eie disippels, kom vertel vir hom, jong, jy moet sien wat Jesus doen. Weet, jy het hom nou ingelei, jy het die weg, jy het hom gedoop, hy is nie bedien, maar jy moet sien wat doen hy, daar's blindes wat loop, en daar's krepeles wat loop, of verskoon tog blindes wat loop nie, blindes wat sien, en krepeles wat loop, en dooies word opgewek, en hier sit Johannes. Hy is van sy skoot, van sy moeder af afgesonder vir die taak. Hoe is dit nou moontlik, Here? Ek is Johannes, u doen hierdie werke, ek sit in die tronk. Dit maak mos nie nou sin nie. Ek verstaan dit nie. En vind hoe baie kom ons daar waar ons in 'n plek sit waar ons hele perspektief verander. En ons begin vra, maar het die Here my vergeet? Maar hoor die Here my nie? Weet die Here ooit van my? Dis hoe ons voel. En dis wat Johannes voel. Perspektiewe verander dinge, vriende. En dit verander ook sy dinge. Maar jy moet baie mooi verstaan, dat hierdie man het 'n verwagting gehad. Toe hy in die woestyn gepreek het en hy het Jesus gesien, het hy 'n verwagting gehad. Wat dink u was sy verwagting? Ek gaan nou daarby kom. Maar vriende, hy sit hier in 'n plek. Onthou nou, hy was in die oop woestyn met al die lig en al die omgewing om hom. Nou sit hy in hierdie donker tronk. En iemand het gesê, wanneer jy lank in 'n donker plek sit, dan begin jy na het aanneem dat dit donker is, terwyl die son buite nog skyn. Ek onthou as kind, het ek die voorreg gehad om 1 of 2 keer, maar kom ons sê my eerste keer, wat ek na 'n fliek toe was, hoe het ons dit genoem daai jare, 'n cinema, vandag noem julle dit 'n Kinikor, of 'n IMAX. Ek onthou as 'n kind toe ek ingaan, en die ligte gaan af en is so donker, en jy kyk nou die fliek en dan is alles weer donker, en dan kom er net so slagte liggie op, daar stap jy uit onder by exit, en as jy uitgaan na onder, of jy gaan uit by die ingang, dan, ewe skielik is dit lig. Is asof jy in die donker gewoond geraak het, is donker, en dan kom jy agter, dis eintlik nog lig. Dis presies wat gebeur met ons, dis wat ek gebeur ook met Johannes. Dat die ervaring wat jy beleef is so donker, dat jy dink die lig het opgehou skyn. Nee, die lig het geskyn, maar wat was sy verwagting? Kom ons vra vir ons self, wat was sy verwagting? En die is my so kosbaar om te lees, dat Johannes het nie alles verstaan nie. Johannes het nie die hele prentjie verstaan nie. Inteendeel, hy het eintlik maar nog 'n Ou Testament verwagting gehad. Maar as jy nou gaan lees in Matteus 3 vers 10, dan sê hy, hierdie Messias wat gaan kom, hy verwag die Messias, wat hierdie koninkryk gaan omverwerp. Hy sê, die byl lê aan die
wortel van die bome. So die oordeel is op pad met Jesus wat kom. Dis sy verwagting. In vers 12 lees ons, sy skop is in sy hand, en hy sal die dorsvloer deur en deur skoonmaak. So wat verwag hy, vriende? Hy verwag dat Jesus hierdie Romeinse owerhede, die politieke terroriste van sy dag gaan omverwerp. Soos baie ander het geglo het, soos die disippels het ook geglo het. Maar nou is Jesus besig met dooies opwek en siekes gesond maak en blindes wat sien en krepeles wat loop, en hy sit in die tronk. Maar luister nou mooi, Herodes is steeds op die troon. Herodes doen steeds al die verkeerde goed wat hy doen. Die is asof die hel net losgebreek het op die aarde. Hy is nog steeds op sy troon. En hy kan dit nie verstaan nie. So kyk mooi, vriende, hy twyfel nie aan God se mag nie. Hy twyfel aan sy eie begrip van God se plan. En dis wat ons vandag moet assosieer. Want wanneer ons daar kom, wanneer ons hierdie winter kry, dan kom sy ou duiwel altyd vir jou, sien jy hoe twyfel jy? Is jy regtig 'n kind van die Here? Sien jy hoe swak jou geloof? Nee, werp hom weg. Dis die aanklaer van die broers. Jesus kom klaar nie aan nie. En hierdie twyfel is nie 'n twyfel wat ek oor God kom twyfel nie, maar ek twyfel in die plan. Hoekom ervaar ek het? Ek het iets anders verwag. En luister mooi, ons het baie keer 'n verwagting hoe God moet werk. Ons sal sekere goed beplan. Ons sal sekere goed sê. Ons sal sekere skrif tot kry. En ons sal daaraan vashou. En dan kom dit nie uit soos ons gevra het nie. En dan is ons in hierdie winter van twyfel. Waarom het dit nie gebeur nie? Waarom doen nie soos ek verwag het nie? Here, maar ek het so geglo. En dis presies wat ons moet raak sien, vriende. Baie keer is hierdie winter as gevolg van ons verwagting. Ons verwagting wat nie ontmoet word nie. Ons het hierdie verwagting hierbo. En dan kom God en hy is hieronder. En hoe groter die verwagting in die werklikheid, hoe groter die spanning. En dis in hierdie winter wat ons sê, Here, hoor U my? Here, weet U van my? Here, dis moeilik. Maar het jy gesien wat het Johannes gedoen met sy twyfel? Het jy gesien wat hy doen? Hy het nie gesit en gesê, ek draai nou my rug op die Here, ek verwerp nou die Here nie. Hy het dit nie gesê nie, hy het gestuur na Jesus. As ek en jy in die winter kom, vriende, gaan ons na wie toe? Na Jesus. So sien jy die man? Nou is my vraag, vriende, wie is ek en jy? Om nadat ons sien wie die man is wat in hierdie oomblik van twyfel homself openbaar, wie is een ek om te dink ons het dit gespaar? Een ek is dit nie gespaar nie, dit is ons deel en dit word ons deel. Maar vriende, die wonderlike is, ek wil hê jy moet gaan kyk na die reaksie. Het jy het nou gesien? Die man, Johannes die Doper, hoe die tronk sy perspektief verander. Maar nou wil ek jy moet gaan kyk na Jesus se reaksie op Johannes se twyfel. Wat Jesus nie doen nie, wat sou ons doen? Ek is so dankbaar dat ek dink Dawid skryf het, ek dank God dat U nie 'n mens is nie. Want mense is dadelik in die gesig. Ja, sien jy? Ja, sien jy? Net toe ek jou vertrou, toe laat val jy die bal. Net toe ek dink jy is volwasse, toe drop jy alweer alles. Net toe ek dink jy het groot geword, toe sien ek jy is alweer daar. Is dit nie maar wat ons doen nie? So maklik. Wie jou as jy val? Wie jou as jy jou misluk? Wie jou soms in kerk as jy jou te buite gaan? Nee. Jesus doen dit nie. Ek het dit vir jou gewys met Elia ook, toe hy onder die besemels lê. Hy het nie gekom om getrap onder die grond in nie. Nee. Ek het vir jou gewys, hy het eers sy liggaam bedien en hom toe laat rus en hom toe gelei na die berg. So wat doen Jesus? Kyk mooi. Wat doen Jesus? Hy los nie alles in hardloop nou wat Johannes gepraat het nie. En Jesus het geantwoord en hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle gehoor het en sien. Blindes sien en krepeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en die armes word die evangelie verkondig. En hulle gaan vertel dit oor vir Johannes in die tronk. Gaan vertel. Nee, Here, los nou, want hierdie belangrike man het nou gevra en iemand nou opdag nie. Nee, hy is God. Hy stuur manne gaan vertel.
Wat is jou opdrag vanuit die skrif as kind van God? Soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle. Jy en ek is gestuur. En net soos die disippels gestuur is, dis hoe Jesus antwoord. En baie maal sal jy agterkom in die lewe, vriende, jy vra sekere vrae, jy wortel sekere goed, en as daar nie antwoord kom, en ewe skielik praat jy op 'n stadium met iemand iewers, oor iets, orals, om 'n koffie by 'n braaivleisvuur, en jou antwoord kom. Dis hoe God werk. Hy gebruik mense, daarom is jy by die kerk. Daarom maak jy verhouding met mense. Daarom kan jy soms net sê, deel jou hart met my, en wat terugkom is baie keer so belangrik. Want dis hoe God werk, hy werk deur mense. Maar wat sê hy uiteindelik vir hom? Hy sê, gaan vertel vir hom wat julle sien. Wat doen hy met Johannes? Hy stuur hom eintlik terug na die skrif toe. Hy sê, gaan vertel hom wat julle sien. Want Johannes ken die Ou Testament, hy ken die profete, en daar staan, wat sal gebeur? Hy sê daar, die oë van blindes sal geopen word, die ore van dooies ontsluit word. Wat sê hy vir hom? Laat jou staan op die woord. Ek is besig met wat God my voor geroep het. Jy het jou deel gebring. Jy het die koning aangespreek. Ek is trots op jou. Vriende, baie belangrik, die woord van God is die ewige. Hy staan vas vir ewig, Psalm 189. 1 Petrus 1, die woord bly tot in ewigheid. Dis 'n woord vir my voet en 'n lig vir my pad. En ons wandel deur geloof en nie aanskou nie. Ons kom terug na die woord. Dat die Here Jesus het sekere dinge vir ons geleer. Hy het gesê wat ons moet doen. Hy het gesê, ek is saam met julle al die pad as julle hier deur gaan. Hy het gesê, moenie bevrees wees, ek is met jou, Jesaja 41:10. Hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat, ek het vir jou gewys, daar's 'n voorwaarde. Jy moet gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het, vergenoegdheid, nê? En in Matteus 28 waar hy vir ons sê, ek is met julle tot op die uiterstes van die aarde, tot op die einde van die tyd, terwyl ons waarmee besig is. Kyk op die teks, waarmee is ons besig? Om disippels te maak van alle nasies, om hulle van Jesus te vertel, om mekaar op te bou, om mekaar te bemoedig, om mekaar op die tone te hou, mekaar te vermaan, is ons daarmee besig, vriende, maar dis wat die Here gesê het hy doen. In daai konteks is hy met ons. Nou wil ek net vir so 'n oomblik die posknopie druk, vriende, en ek wil net weer teruggaan, net om so 'n bietjie die prentjie weer herin te stel. Jesus het nooit gesê, hierdie lewe, saam met hom, is 'n walk in the park nie. Hy het nooit gesê nie. Mense sê het namens hom, maar hy het dit nooit gesê nie. Hy het nooit gesê dat jy gaan nie in die tronk sit nie. Hy het nooit gesê, jy gaan nie winter sê nie. Hy het nooit gesê, jy gaan nie siek word, of jy gaan nie probleme kry nie, of jy gaan nie dood in jou familie nie. Hy het nooit gesê, jy gaan nie deur die wêreld geraak. Hy het dit nêrens gesê nie. En tog staan so baie mense vandag op wat ander mense namens Jesus sê, wat hy nie gesê het nie. Hy het dit nie gesê nie. Sy disippels het dit geken, 10 of 11 van die 12 is dood met 'n marteldood, want hy het nooit gesê, dis maklik nie. Inteendeel het hy gesê, in hierdie wêreld sal hulle verdrukking hê. Hy het gesê in Matteus 16:24, as jy agter my wil aankom, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Wat beteken dit? Ek is gereed om te sterwe, elke dag. Dit is wat hy gesê het. Deur sy woord sê Paulus vir ons, en almal wat ook godvruchtig wil lewe in Christus sal vervolg word. Jy is nie welkom in die wêreld as jy die Here Jesus lief het nie. Dawid vat dit so mooi saam, al gaan ek ook in 'n dal van doodskare, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want u is met my. Dit het nie verander nie. Dis ewige waarhede wat ons vasvat en baie vashou aan onsself. So vind ek wil jy moet dink aan hierdie sportafrigter. Daar sit Janie, hy is 'n atleetafrigter. En Janie het iemand wat konstant goeie werk doen. En op een wedstryd of een toernooi maak die ou regtig droog. Hy is daai dag net nie homself nie. En as die afrigter daai ou gaan aanvat en sê, hoe sleg is jy? Kyk hoe teleurstel jy my, is dit 'n swak afrigter.
Hoekom? Want 'n afwagter wat sy soutwater staan uit die prentjie uit en hy sien, oor die algemeen sporteer die kind goed. Hier was 'n afdag. God is dieselfde. Hy kyk na Johannes, hy weet, Johannes is my boodskapper. Hy doen goeie werk. Hy is getrou. Ja, hy het 'n afdag. Daar's 'n afdag. Maar die Here het hom daaroor nie verwerp nie. Hy sê, gaan bemoedig hom, vertel hom wat jy sien, dat hy verstaan. Ek gaan aan met die werk wat hy doen. Wat ek doen, wat hy voorgekom het om het te doen. Gaan aan en gaan vertel. En nou die mooi teksvers, vriende. Ek lees mooi saam met jou. Jesus antwoord nou. Nadat hy hom terugstuur, sê hy, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Johannes het nie aanstoot geneem nie. Hy het getwyfel. Hy het in sy worteling getwyfel. Het ek het reg? Het ek iets misverstaan? Kyk wat sê Jesus, salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Wat sou dit beteken? Met ander woorde, hy sê net eenvoudig vir Johannes en vir jou en my. Johannes, moenie struikel omdat ek anders werk as wat jy verwag het nie. God werk anders as wat ek en jy soms verwag. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Sy wees nie ons weet nie, sê die woord. Maar hou aan om my te vertrou, al verstaan jy nie alles nie. Ek bly steeds die Messias wat deur die Vader gestuur is en jy bly steeds my kind. Ongeag hoe intens jou winter van twyfel, staan daarop vas. Jesus stuur jou altyd terug in sy woord. Hy stuur jou terug na die waarhede. Hy stuur jou terug na die verhouding met hom, sodat jy kan vasstaan en kan weet, ja, die goed gebeur met ons. Dit het met iemand gebeur soos 'n Johannes. Hoekom nie ek en jy nie? Vriende, en nou kom ons by die laaste gedagte. En nou gaan praat Jesus oor Johannes. Nou moet jy mooi die konteks verstaan. Jesus is besig om te werk. Johannes is in die tronk. Hy het hierdie twyfel en hy stuur na Jesus. Nou stuur Jesus hulle terug, gaan sê van wat julle sien. Hy sê vir hom, salig is julle wat nie aanstoot aan my neem nie. En nou gaan sit en nou praat hy oor Johannes. En ek wil hom nou mooi gaan kyk, wat is Jesus se getuienis? Nee, ja, toe die oomblik kom, toe twyfel hy nie. Ja, toe hy moes regop staan, toe val hy nie. Nee, dis nie hoe Jesus dit doen nie. Hy's 'n genadige en 'n liefde God, wat ons toelaat om te twyfel. Maar hy kom in, en hy kom praat nou oor Johannes. So wat is in Jesus se hart oor hierdie man wat so pas getwyfel het? Kom ons gelees gou saam. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'n Riet wat deur die wind beweeg word? Wat beteken dit? So jellyfish man. So is die wind waai, so beweeg hy. Nee, dis nie Johannes nie. Hy is nie jellyfish nie. Ons het baie van hulle vandag, soos die wind waai, daar is hy. Soos hy voel, daar is hy. Maar nie hierdie man nie. Hierdie man is nie 'n riet wat waai in die woestyn nie. Hy staan vas. Hy staan vas. Jy het nie so iemand verwag nie. Het jy uitgegaan om iemand verwag met mooi sagte klere aan wat in huise van konings bly? Nee. Hierdie man het harde klere aan. Hierdie besondere snaakse, vreemde klere wat hy aan het, en hy het 'n snaakse dieet en hy bly in die woestyn. Dis wat jy daar kry. Vers 9. Wat jy uitgaan om te sien 'n profeet? Jesus se woorde. Ja, ek sê vir julle ook baie meer as 'n profeet. Want dit is hy wat van wie geskrywe is. Ek stuur my boodskappe voor die aangesig uit wat die weg van die sal reguit maak. Nou wil ek jy moet vers 11 saam met my lees. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Is dit nie kosbaar nie? Hy kom en hy verhef hierdie man bo die disippels, bo almal om hom. Ja, he had his moment, maar hy is groter as enigiemand wat ooit gebore is. Johannes die Doper. En vriende, dis hoe die Here oor jou ook voel.
Ek en jy is so geneig om te fokus op my mislukkings, om te fokus op daai twyfel daar, om te fokus op daai dae wat ek dit nie so goed bymekaar gehad het nie. Die Here kyk verby dit en hy sê nee, jy's my kind. Ek sien die groter prentjie. Ek sien die jare wat jy my getrou dien. Ek sien die jare hoe jy getuig wanneer jy geleentheid kry. Ek sien dit. En dis hoe die Here ook jou ook voel, vriende. Ek en jy sit vandag in ons eie tronk. Wat jou tronk ook al mag wees. Of dit finansies is, emosioneel is, gesondheid is, waak nie saak wat dit is nie. Dis 'n tronk waarin ons sit en ons moenie dat ons perspektiewe verander word nie. Ons voel of ons teen die plafon vasbid. Ek wil jy moet baie mooi luister my woorde. Ek voel verlate. Ek voel mislei. Ek voel swak. Ek voel God hoor my nie. Kry julle my woord? Johannes, hou op voel. Glo die waarheid. Ja, gevoelens kom en hy maak so en hy maak so, maar die God se waarheid staan. Hy is ewig sy woord gestand. Hy bly die konstante nou. Hou vas. Die wêreld en jy sien jou foute raak. God kom na jou met genade. Hy het dit gedoen met Dawid. Hy het dit gedoen met Thomas. Hy het gedoen met Elia. Hy het dit gedoen met Petrus, want hy is nie soos ons nie. Hy bly dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Dis die Here wat ons dien. Dis hy wat gesê het, maak nie saak wat gebeur nie. Niks sal my skei van die liefde wat daar is vir my, vir God in Christus vir jou nie. Maar ek voel so, ja, dis wat jy voel. Maar wat is die waarheid? Die waarheid is, niks gaan jou skei nie. Ek is steeds daar. Al het jou tronk, jou perspektief verander, ek bly daar. Gaan terug na Christus. Gaan terug na die woord. Bly vas op dit wat vas is. Gaan terug na jou fondasie toe. Vriende, wat ook al jou twyfel of jou winter van twyfel, wat ook al jou wakker hou in die nag, wat ook al wat 'n stemme vir jou praat, wat 'n stemme ook al roep uit jou omstandighede uit, die onverstaanbare, die onverklaarbare wat ek en jy nie altyd kan verstaan nie, onthou ons in 'n gebroke wêreld. Die Here het gesê, is 'n stikkende wêreld, en hy werk nie altyd soos wat ons dink nie. Hy het gesê, uiteindelik gaan hy daar kom, vriende, daar gaan 'n dag kom, en dis waarvoor ons voorberei. 'n druppel in die emmer, ek het vandag met 'n prentjie gewys, 'n druppeltjie, teenoor die honderde miljoene oseane, dis wat ons uiteindelik gaan wees, en dan gaan 'n dag kom wanneer God al die trane gaan afvee, en dan sal geen dood meer wees nie, ook die droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste ding het verbygegaan. Ons is in die verbygaande deel, vriende, die deel waar ons deur winters gaan, die deel waar sy genade en sy liefde vir my steeds kan dra. As jy daar kom, gaan praat met God, waag dit, gaan na hom toe. Kom ek gee dit vir, ek het dit ook vir jou gesê in die verlede, God word nie afgeskik die eerlike vrae nie. Inteendeel, hy nooi ons om daarmee na hom te kom, altyd en oral. En ek herhaal weer 'n teksvers van jou, en dit is vir my so 'n kosbare teksvers. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om die regte tyd gehelp te kan word. Wat staan voor? Hy is 'n hoëpriester wat met ons medelee het. Kom ons vra net gou goed die vraag. Het Jesus ooit hierdie gevoel van oorweldigend gevoel? Het hy dit ooit gevoel? Ja. In die tuin van Getsemane bid hy. Hy sê, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. En hy het so intens gebid, vriende, dat sy sweet soos bloed geword het. Hy het dit ook beleef. Hy het dit ook beleef. Toe daar op die kruis hang is mens uit mekaar geskeur, en die pyn folter deur hom, roep hy die woorde, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Hy ken dit. Hy weet hoe ons voel. Hy moet ons medelee. Hy verstaan het, hy druk ons nie in die grond af nie. Hy gooi ons nie een kant soos 'n ou lap nie. Nee, ek wil hê jy met jou prentjie vanoggend regkry, vriende, hierdie winters kom. Gaan na hom toe, en gaan praat met hom. Gaan los jou twyfel daar by hom. Kom ons vat saam. Die man wat twyfel is Johannes die geloofreus.
So ek wil vir julle sê, welkom in ons wêreld. Die tronk verander sy perspektief. Baie keer is ons situasie so raak aan ons perspektief verander, waak daarteen. Jesus se reaksie op Johannes se twyfel, hy stuur hom terug, hy stuur mense na hom. Hoe lank lê die Here al op jou hart om iemand te gaan bemoedig? Hoe lank lê die Here op jou hart om vir iemand te gaan bid? Hoe lank lê die Here op jou hart om met iemand te gaan praat oor hulle afvalligheid? En dan ruk ons op soos Saul, soos Kain, ons sê, is ek my broer se wagter? Kom ek help jou? Ja, jy is. In die Nuwe Testament, ja, jy is. Gaan vermaan mekaar, bemoedig mekaar, bou die een die ander op. Vind daar is dalk iemand wat sit en wag vir 'n oproep, daar is dalk iemand wat sit en wag vir 'n klop aan die deur, wat so moedeloos is. En God gebruik jou en my. Hy gebruik jou hande, my voete, jou skouer, my trane, jou trane, gebruik hy om by mense uit te kom, net soos hy gedoen het met Johannes. Hy stuur mense na hom. En dan pragtig, Jesus se getuienis oor Johannes is 'n getuienis oor jou. As jy waarlik gered is jy sy kind. En daaroor verlustig hy hom. En daar is hy opgewonde. Ja, ons kan hier onderworstel en ons kan onsself baie kastei. Moenie gaan rus by sy voete. Wat vat ons vandag huis toe, vriende? Net hierdie paar gedagtes. Twyfel maak jou nie ongelowige nie. Dit maak jou 'n kind van God wat worstel met die lewe. Moenie God meet aan jou omstandighede, maar meet jou omstandighede aan God. Ons kyk dikwels na ons probleme en besluite, besluit hoe groot God is. Nee, die Bybel leer dit teenoorgestelde. Kyk na God en dan na jou probleme. Gaan altyd terug na jou verhouding, na sy woord, na sy belofte, na Jesus self. Onthou, God werk ook wanneer jy dit nie kan sien nie. Bly vas staan aan Christus. Bly volhard, bly met hom wandel. Luister mooi, al verstaan jy dit nie. En vriende, ons kan vir jou eers staan sê, ek kan vir jou baie daarvan vertel. In terugblik oor mense lewe, en jou nou ook kan jy sien, baie jare hoe die Here vir jou tot hiertoe gedra, en al verstaan jy dit nie, jy, hy het gedra, hy sal dra, en hy gaan vandag ook doen. Mag die Here vir u seën. Amen. Vader, baie dankie dat ons die woord kon aflewer, dat u ons deur die woord kan bemoedig, dat u ons deur die woord kan stig, dat u ons deur die woord ons kop kan optel, ons oë in ons oë kyk en u vir ons kan sê, jy is my kind, ek het jou lief, ek verstaan, ek verwerp nie, ek dra en ek versterk. Dankie Here dat ons in hierdie oomblikke net onsself by u voete kan kom neersit en sê, Here, as Johannes, wat van my? En dankie dat ons Johannes kon leer, en dankie dat ons kan toepas op ons eie lewens, ook in die week, in die maand, en die jare wat kom. As ons Johannes se naam hoor, mag hierdie woord by ons kristalhelder opklink, tot eer van u naam. Amen. Vriende, kom ons sing saam as ons die nootjie daar van Halleluja 77, ewige rots geklief vir my, laat my veilig by u bly, laat u water in u bloed wyd heil wees en tot krag. Kom ons staan, ons sluit af met, Mariette, kan ek vra dat ons net die eerste versie gaan sing, want hy pas so mooi in by dit. Tweede versie is my so bietjie weg, maar kom ons bly by vers 1. Kom ons sing dit een keer staande saam, vers 1. Kom ons staan, dankie. Hey,
nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teere opsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly in die winter van u twyfel. Amen.